Ons kyk na verpakking en dit is 'n wiskundige geletterdheid video. Ek weet hierdie kan moeilik vir julle wees, maar ek gaan dit probeer maklik maak en die belangrike ding is om te verstaan waaroor gaan dit. Nou tipe vrae wat jy tipies kan verwag. Kom ons sê jy het 'n houer soos 'n boks en wel, dit kan enige tipe houer wees, plasties of 'n boks. En hulle vra vir jou, hoeveel lekkers, né, sweeties, byvoorbeeld toffies. Kom ek teken hier 'n paar. OK, hulle vra vir jou, hoeveel van hierdie ouetjies gaan in een houer of in een boks pas. En dit is die eerste tipe geval wat jy kry. Jy wil weet hoeveel pas. Hoeveel lekkers of hoeveel klein items. Right. Ons gaan vir 'n metode kyk vir dit. Dan sê hulle miskien vir jou, okay, jy het 500 lekkers. Dis net 'n voorbeeld. Nou wil jy weet, right, hoeveel houers of hoeveel bokse het jy nodig vir al daai lekkers? So die tweede geval, weet jy. Okay, jy weet hoeveel het jy. En jy moet nou net uitwerk, ja, hoeveel houers het jy nodig? Goed, kom ons kyk na die voorbeeld. Ek sê 15 geskenkpakkies. Dis hierdie klein boksies en ek kan hulle probeer skuif en op 'n manier in die boks inpak, right? En die vraag hierso gaan nou natuurlik wees, ek het 15 geskenkpakkies in een boks. Okay, kom ek skryf dit net eers neer, soos wat ek dit lees in 'n sin. Dan gaan die vraag aan, hoeveel bokse het ek nodig vir 550 geskenkpakkies? Okay, let julle iets op hierso. Sien jy dat dit is 'n verhoudingssommetjie en jy onthou verhoudings van graad 8 af. So die vraag is, hoe gaan ek van die een kant soos 15 na 550 en dit wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. So, hoe het ek van 550 na 15 toe gegaan? Kom ons begin daar. Ek het gesê deel. En my antwoord was 36,67. Right. Nou, daai antwoord sê vir my wat ek aan die ander kant gedoen het. Ek het ook net gedeel en so by hierdie tipe somme kan jy 'n vinnige en maklike deelsom doen. Okay? Hierdie is bokse, so ek gaan dit moet afrond. Ek kan nie 'n halwe boks hê nie, né? So ek het eintlik 37 bokse. Daar gaan 'n bietjie spasie oorbly in daai laaste boks. Maar dis wat jou vraag spesifiseer, so dis wat jy gaan doen. Right? Okay. So, dis die eerste tipe vraag of die eerste geval. Die tweede een sê, hoeveel blikkies pas in een boks? Nou watter geval is dit? Hoeveel blikkies pas in? Dis die eerste geval. Right? So ek wil weet. Ek gaan dit nou uitwerk en ek gaan vir julle 'n metode gee. Nou ek kan hierdie blikkies pak so regop op mekaar, né? Kyk hoe spesifiseer jou vraag dit, hoe lê die blikkies? Ek het die eenhede 30, 60, 12 cm van die boks ook, hulle gee dit by. En 'n ander geval kan miskien wees soos ek sit weer daai geskenkboksies in van die vorige vraag en ek pak hulle daarin. So dit hang af wat se vraag hulle vir jou gee. Ek het al selfs in 'n vorige vraestel gesien, hulle vra hierdie afleweringsvoertuie, net die boks of die houer agter, soos hoeveel items pas daarin. Okay. Of hulle kan selfs vir jou 'n kar gee, né? 'n bakkie of 'n kar. Ek weet nie wat ek hier teken nie, kom ek probeer weer. 'n bakkie byvoorbeeld, yes.
Dan vra hulle vir jou, hoeveel bokse of houers kan jy agterin pas, né? So lees jou vraag en verstaan jou vraag. Ek gaan vir jou 'n metode gee wat jy kan gebruik by hierdie tipe goed. Right. Terug na ons vraag toe met die blikkies. Hoeveel blikkies pas in een boks? Nou die deursnee van die blikkie is 6 cm. Hulle gee dit vir my die hoogte 10 cm. En as ek na die boks gaan kyk, dan sien ek by die boks sê hulle die hoogte is 30 cm, die lengte 60 en die breedte 12. So hulle gee vir my 3 afmetings by die boks. Dis mos in 3-dimensioneel. So dit sê vir my ek kort 3 by die blikkies ook. Nou die deursnee is daai 6 cm en dis ook maar dieselfde as die lengte van die blikkie, nê? As jy daaraan dink. Maar hy's mos hoe lank is die blikkie as jy hulle langs mekaar gaan pak. So die deursnee is ook die lengte. En dan as ek dink aan die breedte, hoe breed is hierdie blikkie? Dis mos maar ook dieselfde 6 cm. Dis dieselfde as die deursnee. Right, as jy daaraan dink. OK, nou het ek my 3 afmetings by die blikkie. Nou kom ons begin met hierdie vraag. Die eerste stap is as ek kyk na die lengte, 60 cm by die boks, right? En ek pak my blikkie so langs mekaar in 'n ry af, né, langs die lengte. Hoeveel gaan daarin pas? Hoeveel dink jy? Kyk 'n bietjie. Ek het 60 cm van die lengte van die boks en die lengte van die blikkie. As jy kyk wat is dit? Dit is 6 cm. So kan jy sien hoeveel gaan daarin pas langs mekaar. Hoe doen ek dit? Ek sê die 60 gedeel deur die 6, né? Dis hoe jy uitwerk. Dan sien jy okay, 10. So daar gaan 10 so langs mekaar inpas. You see? Okay. Nou doen ek dit vir die lengte, dan moet ek dit ook doen vir die hoogte. So kom ons doen die hoogte van die boks en ek deel dit met die hoogte. Dis 30. Ek deel dit met die hoogte van die blikkie. En die hoogte van die blikkie is 10 cm. Right? Ek deel dit en ek kry 30 gedeel deur 10 is 3. OK. So dit beteken eintlik 3 blikkies op mekaar. Dit is die hoogte van hierdie boks. Breedte 12 cm. So ek gaan nou die blikkies hier probeer inpak langs die breedte en ons kan hom self doen. Ons kan hom uitveer. So jy sien die radius is mos nou 6, né? So die breedte van die blikkie is 6 as daar 2 inpas, want ja, daar sal 2 inpas, né? Want dit is 12 cm. OK, kom ons skryf dit. Die breedte van die boks, OK, en die breedte van die blikkie. 12 gedeel deur 6 en daar kry jy jou antwoord is 2. So daar gaan 2 langs mekaar inpas. Right, nou het ek daai eerste stap gedoen. Nou weet ek hoeveel blikkies langs die hoogte, die lengte en die breedte gaan inpas. OK, jy sien dit. Maar hierdie is 'n 3D probleem. Ek het rye op rye langs mekaar, agter mekaar. So ek gaan moet maal, né? Hierdie antwoord wat jy dan nog gekry het, die 2, die 3, die 10, daai antwoorde gaan jy moet maal, hè, om die 3D te kry. So ek sê 3 maal 10 maal 2. En die volgorde maak regtig nie saak nie. Hierdie is 'n maalsommetjie. Jy kan enigiets eers doen. Right, jou antwoord 60 blikkies. En dit is dan nou die einde van ons video. Dankie dat julle gekyk het. Onthou om te share, like en subscribe. En word deel van die Whiteboard SA span.